Baie vriende, baie welkom by nog 'n episode van my en my vrou se program Groei Saam. Met Chris en Aldien. Hallo Eldien. Hallo Chris. Yes, vriende. Ja, kom, ons koop die tyd uit. Ons koop die tyd uit reg en so daardeur om meer van die Here te leer, om wyser te word in sy woord en wyser te word hoe hy wil hê ons moet lewe. Maar voor ons begin, kom ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Here, baie dankie weer eens vir hierdie geleentheid wat ons het om so om u woord te kan kuier. Vader, ek wil u regtig vra, Here, vul ons met u wysheid. Here, open ons ore, ons oë waar ons lees. Ja, Here, maar belangrikste van ons harte. Here, dat hierdie woord op in ons harte sal saad skiet, wortel skiet en vrug dra, Vader. Dat dit nie net uitgegiet word en nêrens heen gaan nie. Vader, ons loof u, ons prys u en ons dank u alreeds vir dit wat u vir ons doen. In die wonderlike naam van Jesus bid ek dit. En ek dank u daarvoor, my God. Amen. Amen. My naweek was so lekker geweest. Maar ja, nou is dit weer terug toe werk, back to reality. Hallo Chris. Hoi Aldien. Hoe was jou naweek? My naweek is altyd geseën. Jy weet mos. Maar Aldien, hoe was joune? My naweek was baie lekker, Chris. Regtig. Ek sien jy het lekker uitgereën, hè? Jy het vir die daai kostuum gepak. Sorry. Ja, nee. Lekker kry ek amper nou. Sjoe, maar ja, Maar- dit was 'n lekker naweek nog steeds. Al was ons heeltyd in die huis. Lekker, ag, is altyd lekker om weg te kom. Maar voor die weghardloop, kom. Ek het iets wat ek met jou wil deel. Okay, wag net gou Chris, ek wil net vir jou ietsie sê. Ek het, voor jy met my ietsie deel, ek is eintlik hier om vir jou te sê dat ek jou raad gevolg het. Wat se raad was dit geweest? Die raad wat jy gesê het, ek moet voor die see staan en vir die Here dankie sê vir sy pragtige skepping en alles. Okay. En ek het dit gedoen en niemand het my snaaks aangekyk of enige iets soos dit nie. En omdat dit gereën het ons op YouTube jou preek geluister Vrydag op Goeie Vrydag. Die een wat gesê het, is dit regtig 'n Goeie Vrydag? Ja. En ons het julle Sondag combined diens gekry tussen Port Elizabeth, Brakpan en Val-Oever. Ja, daar was 'n bietjie paar snacks geweest daar, maar weet jy wat? Satan het probeer, maar hy kon nie alles so uitgewis het of uitgedoof het nie, maar ja, ons moet nog daar's 'n bietjie werk wat ons moet doen. My klankingenieur, jong, was 'n bietjie aan die slaap en my klankingenieur en natuurlik die klankingenieur wat daar by Val-Oever sit. Hulle was albei 'n final written warning toegedien. Wat? Ja, weens negligence. Hulle het Negligence. gesê die klank alles werk, maar dit het nie gewerk nie, so. Hulle het albei hulle final written warning weg. So as jy dalk werk soek, daai poste sal een van die dae seker oop wees. Word dit goed betaal? Jy doen dit vir liefde. Jy doen dit vir liefde en dan kry jy final written warning. Ja, jy moet op die tole ook hou. Sure. Is right. Jy kan met daai werk hou. Okay, dankie. Maar ja, dit was pragtig geweest en dit was eintlik baie insiggewend. Ek het actually julle link vir 'n paar mense gestuur en ek het 'n paar goeie comments gekry en alles. Nee, ek is bly. Maar weet jy wat, nee, ek wil gou iets met anders met jou deel. Ja, okay. Aangesien jy mos soms sê jy voel leeg en jy voel nie of dinge met jou wil gebeur nie en voel of jy teen die siening vasbid en al daai dinge, nee. Ja. Weet jy maar, ek het nou weer eens hierdie gelykenis van die mosterdsaadjie in Matteus 13 vers 31 gelees, né? En dit het my weer eens diep getref. Kom sit gou hierso of as jy haastig ergens hier laat hoor of wat kan Dit vertel. is mos nog vroeg. Nee, ek het baie tyd. Jy sê die mosterdsaadjie. Ek het al daarvan gehoor, maar hoekom is dit so belangrik? Aldien dit wys jou hoe geloof en God se koninkryk werk. Kom ek verduidelik. Ja, asseblief, want nou sit jy mekaar. Jy sien, Jesus sê in Matteus 13 vers 31, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat 'n man geneem en in sy land gesaai het. Dit is wel die kleinste van al die sade, maar wanneer dit gegroei het, is dit die grootste van al die plante en word 'n boom, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke.
Wag net 'n bietjie. 'n Klein mosterdsaadjie wat so klein is soos 'n bietjie groter as Soos 'n 'n koppiespeld. naaldkop. Jy kan sê so 'n Ja, naaldkop ja. en hy maak 'n groot boom. Jy lees dit mos daar in die Bybel. Dink jy die Bybel lieg? Nee, maar dit is erg. Jy sien, hierdie gelykenis is so kragtig, né? Want dit wys jou hoe God se werk begin en hoe dit uiteindelik groei. Dink net daaroor. 'n Mosterdsaadjie, 'n piepklein ou dingetjie, amper onbeduidend. As jy dit in jou hand het, né, sou jy dit nie kon dink dat dit enigstens belangrik is nie. Exactly. Maar wanneer dit groei, word dit 'n groot en sterk plant. Sommige sê dit kan tot 3 of 4 meter hoog word. 3 of 4 meter van so 'n klein saadjie. Hulle sê so. So, Jy sien Aldien, dit leer ons dat selfs klein geloof groot dinge kan voortbring. Sien, Jesus sê in Matteus 17 vers 20, as julle geloof het, soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg van hier na daar, en hy sal gaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. so nou dat jy daarvan praat nê, dan het ons mense op aarde nie regtig baie geloof nie. Jy sien, Aldien, dink daaroor na. Jesus gebruik die beeld van 'n mosterdsaadjie, né? Een van die kleinste sade om te wys dat dit nie die grootte van ons geloof is wat saak maak nie, maar eerder die mag van God aan wie ons geloof verbind. Jy sien, jy kan dit ook so stel amper, dink ek, jou God is so groot soos wat jy dink hy is. So ook jou geloof is so groot soos wat jy dink is jou God. Het jy nie al vir my gesê mense sit God in 'n vuurtjie boksie nie? Ja, dit is hoe groot hulle dink God is. Jy sien, en baie mense voel soms hulle geloof is nie sterk genoeg nie, soos jy soms, né? Onthou jy? En dan wonder hulle, is my gebede werklik kragtig? Jy sien, en nog 'n ander vraag is soos, kan God regtig deur my werk? Is my geloof nie te swak om 'n verskil te maak nie? Jy sien, al daardie dinge nê, wat jou so in twyfeling bring, maar natuurlik moet jy onthou dat vyandjie klop ook nog daar aan jou ander oor, né? Maar jy sien, hierdie gelykenis breek daardie valse gedagtes af en wys dat selfs 'n klein geloof, wanneer dit op 'n ware en lewende God gefestig is, né, groot dinge kan vermag. Jy sien, Aldien, dink ook so, jy weet mos nou wie's Abraham al, né? Ja, ek het hy was mos baie oud toe hy sy vrou sy seun gehad het. Yes. Jy sien, hy het net 'n belofte gehad, né, en geen bewys nie van God af. Dat hy God moes vertrou het en dat hy sy nageslag meer as die sterre in die hemel sal maak. Maar hy het dan net vir sy een seun gehad. Maar jy sien nie, Abraham het nie net geloof soos 'n mosterdsaadjie gehad nie. Ek dink Abraham het geloof gehad soos die mosterdsaadjie wat 'n boom geword het. En hy het net op God se woord vertrou. Of tot Moses. En hy was 'n skugter, tongvaste man. Maar deur geloof het God hom gebruik om 'n hele volk te bevry. Natuurlik, ek weet as jy daai verhaal van Moses gaan lees. Moses het ook nie op die eerste oomblik toe God met hom gepraat het by die braambos, het hy gesê, "Oké, yes, daar gaan dit nie." Nee, Moses het eers gekom met 'n klomp verskonings, hoekom daai kant toe. En jy sê dit is waar Abraham anderste was. God het hom gesê, "Trek toe, trek." Hy het nie vrae gevra nie. Jy sien, selfs 'n klein geloof kan 'n groot verskil maak, né? As dit net in die regte hande is. Jy weet mos 'n klein vuurhoutjie kan 'n hele bos aan die brand steek. En 'n klein vonkie geloof kan 'n golf van verandering bring. Dis mooi woorde. Jy sien, wanneer Jesus sê dat 'n klein geloof berge kan versit, né, verwys hy nie net na fisiese berge nie, maar na die onmoontlike struikelblokke in jou lewe. Daai moeilike omstandighede, daai ding wat vir jou soos 'n berg lyk wat jy moet uitloop. Daai vrees, daai onsekerheid en selfs die twyfel. Dit is waarvan Jesus praat. Jy kan vir daardie berg sê, "Skuif voor my, want God is in beheer." Jy sien, hierdie woorde moedig ons aan om te glo. Selfs al voel ons geloof is swak, of soos wat jy mos nou die dag voel jy bid, maar niks gebeur nie. En jy weet, dit ons herinner ons ook dat God nie groot geloof nodig het om groot dinge te doen nie. Hy vra net opregte geloof, hoe klein dit ook al mag wees.
Jy sien, as ons net bereid is om daardie mosterdsaadjie van vertroue in sy hande te plaas, sal hy dit gebruik om ons lewens en die wêreld rondom ons te verander. En dit is hoekom Jesus ook sê, ons moet soos kinders wees. Ek meen, as kinders vir hulle ouers iets vra of raad vra, hulle glo altyd wat daai ouers sê. Altyd, maak nie saak of daai ouer die pad af is of pad byster is nie. Die kind glo tog vir daai ouer gesê het, né? Ja. Net soos God. Dis hoekom God sê, ons is mos sy kinders, so ons moet daardie geloof hê. Ons moet geen twyfel by ons te vind wees. So jy sê dat iets kleins kan uitgroei tot iets kragtigs. Ja, presies. Dit is een van die wonderlikste waarhede van God se koninkryk. Iets wat klein begin, kan uitgroei tot iets ongelooflik kragtigs. Ek meen, dink aan Jesus se bediening. Hy het nie 'n groot weermag of 'n politieke mag gehad toe hy op aarde was nie. Hy begin met 12 disippels, gewone mense, vissermanne en tollenaars, mense wat die wêreld nie as belangrik gesien het nie. Mense se oë was hulle onbeduidend, swak, sonder invloed, sondaars. Maar weet jy, daardie klein groepie het 'n beweging begin wat die hele wêreld verander het. Ja, dis amazing, né? As jy net dink hulle was net vissermanne, meeste van hulle. Ja, jy sien in die 1ste eeu na Jesus se opstanding, né, was Christene 'n klein en vervolgde groepie. Keisers het probeer om hulle uit te wis. In die Kolosseum van sport gevoer en aan leeu's gegee om geëet te word. Jo. Sien, mense het hulle oral probeer uitroei. Ek meen, hulle tot daai tyd het hulle Christene, die mense wat Jesus gevolg het, het die ongelowige konings hulle gebruik as lamppale, ligstaaners in die aande wat hulle aan die brand gesteek het. Ai. Dit is hoe Christene hulle lewens verloor het in daardie tyd, né? Jy sien, mense het op hulle neergesien. Maar die saad van die evangelie kon nie vernietig word nie. Dit het aanhou groei en uiteindelik het die evangelie van die klein Joodse sekte in Palestina versprei oor die hele Romeinse ryk en verder. Jy sien, kyk waar is ons vandag. Die kerk van Christus is wêreldwyd en byna elke land, in byna elke taal, elke huis. Jy sien, die klein saadjie wat amper niks was nie, het gegroei tot 'n groot boom waar mense skuiling en rus vind. En weet jy, dit groei nog steeds. Daai boom het nou al so uitgebrei en uitgesprei dat dit about al die hele planeet vol is. Terwyl jy praat van 'n boom, né? Ek het gehoor van die boom van die lewe wat eendag in die nuwe Jerusalem gaan wees. Daai boom het wat verskillende vrugte gaan dra, elke maand 'n ander vrug. Yes, mens gaan verseker daar wees, hy gaan by die water wat nooit ophou nie, water wat lewe gee wees. Dit alles wag vir ons in die hemel. Ja. Jy sien al die belangrike ding wat daardie mosterdsaadjie nou wys, né? Wat 'n ou ook eintlik kan opsom of probeer saamvat, maar jy moet nou mooi luister, veral as jy weer begin om so te twyfel en goeters. Jy sien, God se planne begin dikwels klein, amper onmerkbaar. En dan, geloof is soos 'n mosterdsaadjie. Selfs as dit klein lyk, het dit die potensiaal om 'n reuse verandering te bring. Soos ek vir jou gesê het, moet net nie twyfel nie. Is ewen in die klein ding nie eers twyfel nie. Ek meen, as jy kombuis toe gaan en jy wil die kraan oopmaak om water te kry, jy glo mos daar gaan water uitkom. Ek dink Maar eers aan jy doen dit nou al so outomaties dat jy het nie nodig om dit te glo nie. Jy weet dit, want dit is hoe dit is. Dit is hoe geloof is. Naderhand gaan jy nie meer, gaan dit reg aan jouself twyfel nie. Jy weet net dit gaan so wees. As jy die kraan oopmaak, gaan dit daar wees. As jy dit nodig het, gaan dit daar wees. Dit is hoe jou geloof groei. Ja. Jy sien, ons moet ook nooit ontmoedig word, né? Wanneer dit klein begin nie. Alles begin klein. Ek weet wie jy gebore is. Of voor jy gebore is. Nog in jou moeder se skoot. Jy weet wat se groot daar. Jy was ek groot daar nie. Dit was klein. Jy het begin groei. Ja. Stelselmatig groei. Groei, word jy volwasse. Dit is presies hoe jou geloof werk. Dis hoekom dit ook so belangrik is, né? Om jou geloof
Voed. Hoe voed 'n mens nou weer geloof? Lees jou Bybel, bid elke dag. O ja, ek onthou nou. Ja, gemeenskap van gelowiges. Ja. Ja. Vertel my gou weer die stoltjie van die seentjie met die watersak. Aldien, ek gaan vir jou nou sê, ek sal nou daarby uitkom. Ek wil jou net eers gou iets anders te vertel. Okay. Right, jy moet nou nie weer asseblief so rondspring nie. Dis soms ook hoekom mense nie leer nie, nê? Want jy hou nie by die lyn nie, want jy wil, kom ek probeer 'n voorbeeld maak vir jou. Jy wil roomys gaan koop, nê, maar jy gaan slaghuis toe. Kom ons nie werk nie. Nee, hè? Nou ja, as jy wil vleis hê, gaan jy slaghuis toe. As jy roomys wil hê, gaan jy na die roomysfabriek. Okay. Ja. Nou, dit is hoe jou geloof ook werk. Jy werk ons nou aan jou geloof. Ja. So jy moet nou daai voedsel gaan soek vir jou geloof, né? So waar gaan soek jy dit? Jy gaan soek dit nou eers by storieetjies, nie? Jy gaan soek dit by die kerk, by vriende wat gelowig is. Lees jou Bybel, bid elke dag. En dit is hoe jy eers jou geloof begin bou. Okay. Jy sien, ons sien selfs dieselfde patroon oor en oor in die Bybel, hè? Hy het ons sê Abraham. Hy was net een man, maar uit hom het 'n hele nasie gekom. En Dawid was net 'n skaapwagtertjie, maar hy het 'n magtige koning geword. Jy sien, die vroeë kerk, nee, was net 'n paar mense, maar hulle het die wêreld getransformeer. Nou ja, net so, dieselfde geld vir jou en my. God kan 'n klein daad van gehoorsaamheid, 'n enkele gebed, 'n eenvoudige getuienis, 'n klein bietjie geloof gebruik om 'n geweldige impak te hê. Dit is hoe sy koninkryk werk. Hy neem iets kleins en hy maak dit iets groots. Ons moet net aanhou vertrou. Al lyk dit asof ons begin klein en onbelangrik is. Wat in God se hand is, het onbeperkte potensiaal. Solank jy net in sy hand bly en nie daar probeer uitval of iets op jou eie probeer uitrig nie, jy moet deur die Gees gelei word. En soos ek sê, hoe groter jy God maak, hoe groter sal jou geloof raak en dan gaan dit wees soos ek nou net vir jou gesê het mos, né? Daai water wat uit die kraan uitkom. Maar hoe pas dit in by ons persoonlike lewens? Aldien dit wys dat klein begin saak maak. Ons voel ons of ons geloof, ons drome of ons gehoorsaamheid aan God te klein of onbenullig is. Maar jy sien, God werk dikwels op maniere wat ons nie dadelik sien. Soos byvoorbeeld wanneer jy 'n klein daad van gehoorsaamheid doen, soos om iemand te vergewe, Eldien, 'n vriend te bemoedig of 'n Bybelvers met iemand te deel. Kan dit so 'n klein saadjie wees dat dit later 'n groot verskil maak. Ek meen, kyk nou net vir ons. Jy het my gesien Bybel lees. Ja. En toe jy nuuskierig geraak, daar het ek mos 'n klein saadjie geplant. En jy moet God die saadjie geplant. Kyk waar jy nou, het jy gevoel jy groei? Ja. Al het ek gedink dit is stadig. Ja, natuurlik. All good things takes time. Jy sien, Aldien, dink aan jou ma wat haar kinders in die Here groot maak. Dit lyk dalk eers asof niks verander nie, maar daardie klein groei op 'n word sterk in geloof en hulle verander weer ander mense se lewens. Dan kan iemand wat begin om vir 'n saak te bid. Dit mag voel of daardie gebede niks doen, maar op God se tyd bring dit 'n oes van seëning. Weer eens belangrik is, solank jy in God se wil bid, solank jy 'n verhouding het met ons Here Jesus Christus, kan jy vir God vra wat jy wil en hy sal vir jou gee. Maar onthou net, dis belangrik in God se wil, God se timing. Ja, jy het van my mos gesê. God het nie een van daai staffies wat net sê woep, dan gaan dit. Hy kan as hy wil. God kan dramaties net so 'n ding verander. Maar soms sê die Here vinnig ja, ander keer sê hy vir jou 'n bietjie wag, ander keer sê hy nee, soos 'n robot. Ja, ek onthou jy het my gesê van die robot, ja. Dit is so bemoedigend, maar hoekom sê Jesus dat die voëls nes maak in die boom se takke?
Aldien dit wys jou hoe God se koninkryk 'n plek van toevlug en beskerming is. Net soos 'n groot boom 'n skuilings bied vir voëls en waar voëls hulle huise kan bou. So bied God 'n veilige plek vir almal wat na hom toe kom in geloof. Ons lees in Psalm 91 vers 1. Hy wat 'n skuilplek van die Allerhoogste sit, sal rus in die skaduwee van die Almagtige. So jy sien, Eldien, hierdie vers is 'n diep en kragtige belofte van God se beskerming en teenwoordigheid in ons lewens. Dit beeld God uit as 'n skuilplek en 'n skaduwee, wat beide 'n plek van veiligheid en 'n bron van rus en verkwikking beteken. Nou wat beteken dit om in die skuilplek van die Allerhoogste te wees? Ek verstaan nie lekker nie. Aldien wanneer ons in die skuilplek van die Allerhoogste sit nie, beteken dit dat ons vertroue volkome in God plaas. Jy sien, dit verwys na 'n intieme verhouding met God. Nie net om sy hulp te soek in tye van nood nie, maar om elke dag onder sy leiding en teenwoordigheid te leef. Jy sal agterkom, jy het minder bekommernisse. Jy stres nie so vinnig nie. Die dinge van die wêreld pla jou nie meer so erg nie. Want God sê mos, hy het sy hand oor jou. Hy beskerm jou. Wat dan tot sy aangesig oor jou skyn. Jy sien, dink aan 'n kind wat sy ouers se arms na toe vlug wat bang is. Hoe veilig, beskerm en geliefd voel hy kind nie. En hoe weet hy kind dat hy ouers van hom gaan oppas en hom gaan beskerm? Jy sien, net so is God se skuilplek vir ons 'n plek van sekuriteit teen die storms van die lewe. Jy sien, in die Bybel lees ons dikwels van God se skuilplek. Ek dink Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en is veilig. Ons kyk ook in Psalm 46 vers 1. God is 'n toevlug en 'n sterkte, 'n baie beproefde hulp in benoudheid. Jy sal altyd vrede, vreugde en rus by God vind. OK, maar wat beteken dit om in sy skaduwee te rus? Aldien die tweede deel van die vers sê dat ons in die skaduwee van die Almagtige sal rus. Dit bring 'n beeld van verkoeling en beskerming teen die hitte van die lewensuitdagings. Dink aan 'n warm dag waar jy 'n groot boom se skaduwee vind. Jy voel onmiddellik 'n verligting, is dit nie? Ja. En daai koue windjie wat net so 'n bietjie waai onder die boom en wat jou eintlik regtig laat afkoel. Jy sien, dit is 'n plek van rus en herstel. Daar kan jy weer mos asem skep. So bied God verligting in tye van beproewing, vrede in tye van angs en krag in tye van swakheid. Ons lees dit in Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vlerke soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Jy sien, hierdie vers uit Psalm 91 herinner ons ook, né? God ons toevlug is in moeilikheid. Ons sal nie self ons laste hoef te dra nie. Ons kan by hom skuilings vind. Jy sien ook, ons geestelike en emosionele rus is in sy teenwoordigheid te vind. Wanneer ons in sy skuilplek leef, leer ons om nie net van hom te vra in tye van nood, soos baie mense mos doen. Dan is dit mos nou eintlik jou laaste toevlug, of jou laaste poging, of die laaste ding wat jou nog kan help. Dit is so verkeerd, nee. Ons moet dit ons eerste een maak. Maar die wat in elke dag soek en ons toevlug sien in God se hande. Ons beskerming is regtig daar. En dit beteken om sy woord te ken, in gebed met hom te wandel en ons harte en gedagtes op hom te vestig. As daar 'n probleem kom, weet jy, ek sê altyd vir myself, niks sal oor my pad kom as dit nie God se goedkeuring wegdra nie. So met elke beproewing ook, sal God vir jou die uitkoms ook gee. Dit staan in sy woord. Dit beteken om in sy skaduwee te rus. Hy weet van jou, hy sien jou. Wees net bereid om dit te glo. Dis baie mooi woorde.
Maar hoe pas ek dit toe in my lewe? Aldien soek God nie net in tye van nood nie, hoor, maar leef daagliks in sy teenwoordigheid. En as die nood opduik, dan vra jy net vir die Here, Here, kan U dit asseblief vir my hanteer? O, En die Here sal vir jou die krag gee om dit daardeur te kom. so maklik soos dit. So maklik soos dit. Jy moet net onthou net dat sy beskerming nie altyd fisies sigbaar is, maar hy gee ons innerlike vrede en geestelike sekuriteit. Vertrou ook op God, né? Maak nie saak wat se storms jou in die gesig staar nie. Dat onthou net God is jou skuilplek en hy sal jou beskerm. Dat staan ons geskryf, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Dit is 'n uitnodiging aan ons almal, né, om God ons daaglikse toevlug te maak en sy teenwoordigheid te rus. Ons moet sy teenwoordigheid soek. Ek meen, as jy voor jy uitgaan uit die huis uit, bid vir die Vader, vra hom, Here, beskerm ons asseblief op die pad. Here, gaan saam met ons daai kant toe, gaan saam met ons die kant toe. En glo dat Vader saam met jou is. Glo dit. Want jy help nie, jy bid en dan kou jy jou naels af, o genade, ek moet nog daai kruising oor gaan blab. Dan het jy mos nou nie geloof nie, want dan glo jy mos nou weer aan die wêreldse dinge. Maar wat is iemand sukkel om geloof te hê? Soos wat jy nou net verduidelik het. Aldien, dit is 'n baie belangrike vraag, né? En die waarheid is dat almal op 'n stadium sukkel met geloof, veral as dinge net die hele tyd skeefloop. Dit lyk nie of dinge regtig wil uitwerk nie. Maar jy sien, wat ons moet onthou, dat self klein geloof 'n verskil maak. Jesus sê ons in Matteus 7 vers 20, dat geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie berge kan versit, soos ek nou vir jou gelees het. En dit beteken dat jy nie 'n groot, onwringbare geloof nodig het voordat God kan werk nie. Jy moet net bereid wees om 'n bietjie geloof wat jy het in sy hande te plaas. En daardeur sal jou geloof groei. Elke stappie vir stappie, weet jy. Dink aan die man in Markus 9 vers 24, dat sy siek seun na Jesus gebring het. Hy het vir Jesus gesê, ek glo, Here, help my ongeloof. Jy sien, dit wys dat geloof en twyfel soms terselfdertyd opdaag, né, in ons harte. Maar die man het nie gewag totdat hy 'n perfekte geloof gehad het om na Jesus te kom nie. Hy was eerlik met Jesus. Onthou, dis hoekom ek altyd sê, en dit staan ook in die woord, ons moet vir Here, ons moet hom in waarheid aanbid. Ja, jy probeer vir hom iets wegsteek in jou hart, want hy kan dit sien. Hy kan sien as jy sukkel met geloof. Hy kan sien of jy sukkel met daai of die selfbeheersing. Vader kan dit sien en jy kan hom regtig vra vir hulp. Jy sien, daai man was eerlik dat hy hulp nodig het. En Jesus het gereageer deur sy seun te genees. Wys dat ons nie 'n volmaakte geloof hoef te hê vir God om te werk nie. Ons moet net bereid wees om hom te vertrou. Al is dit met 'n mosterdsaadjie geloof. En soos ek gesê het, al gaan ons na hom toe sê, Vader, ek glo U kan, maar Here, ek het nog so 'n bietjie twyfel in my. Onthou, ons is mens en Here weet ons is mens. Hy sal ons help. Hy sal ons daar uithelp. Maar wat kan ek doen as ek sukkel om geloof te hê? Al die mense 'n paar dinge wat jou daar kan help, né? Weereens, bid en vra vir geloof. Net soos daardie man wat in Markus 9 vers 24 wat vra, kan jy vir God vra om jou geloof te versterk. Hy is getrou, soos ek gesê het, en hy gee ruim vir die wat vra. En dan lees en mediteer op God se woord. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. En hoe meer tyd jy spandeer in die Bybel, hoe sterker sal jou geloof word. Want dan leer jy mos van Vader, jy leer wie en wat hy is. En dan, soos ek altyd sê, omring jouself met gelowiges, dat jy kan saam groei. Moenie dit probeer alleen doen, want alleen sal jy val, maar as jy twee saam is, as jy een val, kan die ander een mos optel. En julle kan mekaar bemoedig deur, Jessie, weet jy, ek het gebid vir die en dit het gebeur, en ek het gebid vir die en dit het gebeur. Dan kan jy mos nou sê, en dan is jy ook besig om 'n getuienis te lewe van God se goedheid. En daardeur ook bou jou geloof. En dan dink terug aan God se vorige dade in jou lewe. Psalm 77 vers 11 tot 12 sê, ek wil dink aan die dade van die Here, ja, ek wil dink aan U wonderwerke van die voortyd af.
Jy sien, soos ook weer eens saam met die gelowiges, wanneer 'n ou terugkyk en dan sien jy, Jessie, daar het God ons deurgehelp. Daar het God ons deurgehelp. Dit het God vir ons gedoen. Ek dink, obviously gaan jou geloof moet dan groei. En dan Eldien, neem klein stappe van geloof. As jy gebid het vir iets, en dit het nie gebeur nie, moenie opgee nie. Maar hou aan. Soos ek gesê het, mos nou, onthou, God se ja en goeders is soos 'n rooibord, né? Ja, en ek weet nie, dit is ook maar hoekom ons mekaar moet ondersteun. In Galasiërs 6:2 sê Paulus, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Net soos 'n groot boom skaduwee en rus bring vir die voëls, moet ons as gelowiges mekaar bemoedig en ondersteun. Soms het ons ander mense nodig om vir ons te bid, ons te herinner aan God se getrouheid en ons te help om staande te bly. En ja, so ook partykeer het daardie mense nodig dat ons vir hulle bid. Jy sien, so as jy sukkel met jou geloof, moenie moed opgee nie. God vra nie volmaakte geloof nie. Hy vra net 'n bietjie geloof wat jy het, standvastige ware geloof. En dan hom gee om hom te vertrou om dit te laat groei. Hy is getrou en hy sal jou nie los nie. Vra en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. So, as ek sterk staan in geloof, kan ek ander help. Presies. Wanneer jy mos nou groei in jou geloof, kan jy ander help om ook sterk te word. Jou geloof kan 'n bemoediging wees vir iemand wat twyfel, 'n lig vir iemand wat in die donker is, en 'n getuienis vir iemand wat God nie ken nie. Jy kan mense na God toe trek deur jou geloof. Dink aan die barmhartige Samaritaan wat in Lukas 10:25-37 was. Jy sien, terwyl almal die ander verby hom geloop het, verby daardie beseerde man, het hy gestop en gehelp. Hy het vir iemand 'n toevlug geword. Net so 'n groep is om vir 'n ander toevlug te wees. Okay, dit laat my besef dat God besig is om my geloof te bou, al lyk dit soms klein. Natuurlik, moenie ontmoedig raak en voel dat dinge stadig is nie, hoor. God is besig om iets groots te bou in jou lewe, in sy kerk en in die wêreld. Hou aan glo, plant jou mosterdsaadjie van geloof en vertrou dat hy dit sal dit nat maak, hy sal dit laat groei. Hy sal kunsmis daarin sit, hy sal dit sterk maak. So die mosterdsaadjie wys hoe geloof werk. Ek dink dit is hoe Jesus die mosterdsaadjie gebruik as 'n kragtige metafoor. Omdat dit een van die kleinste saadjies is. Ons weet almal hoe klein hy is. Maar wanneer dit groei, word dit 'n sterk en stewige boom. Soos ons dan ons gesê het, waar booms kan rus en nes maak en ons kan onder dit sit. Jy sien hierdie beeld hierdie toon maar net 'n beeld van geloof. Dit is nie noodwendig hoe groot dit begin nie. Jou geloof, soos dit sê, kan klein wees. Maar jy moet dit versorg, jy moet dit kos gee om dit te laat groei. Jy sien, dikwels dink mense hulle moet 'n onwringbare, rotsvastige geloof hê voordat hulle iets vir God kan doen. Maar Jesus wys vir ons dat dit nie waar is nie. Geloof begin dikwels as 'n eenvoudige besluit om God te vertrou. Of verstaan jy nie alles nie? So 'n klein saadjie wat in die grond val en geplant word, né? En met tyd sy wortels begin uitstoot. So begin geloof groei wanneer ons dit gebruik om daarop te bou. So jy sê dat selfs as ek net 'n klein bietjie geloof het, kan ek met die tyd sterker en groter word. Presies. In Matteus 17:20 sê Jesus mos: "Voorwaar ek sê vir julle, as jy geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal jy vir hierdie berg sê, gaan weg van hier af na daar, en hy sal weggaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie," soos ek nou mos vir jou gesê. Jy sien, hier wys Jesus dat nie oor die hoeveelheid geloof gaan nie, maar oor die krag van die geloof. Hoeveel jy glo, al is dit net daai klein bietjie, soos 'n mosterdsaadjie. Aldien, weet jy, ek het vir jou nog 'n voorbeeld van geloof
wat ek net soms so vandag onthou jy, toe Jesus, ek weet nie of jy dit onthou of jy dit al gelees het, en toe Jesus op die water aangeloop het, daarna die disippels toe wat op die boot was, toe het Petrus ons opgestaan, ewe bravade, en hy het gevra, Jesus, as dit werklik u is, beveel my om na u toe kom. Wat het hy gedoen? Hy het ons uit die boot uitgeklim, en na Jesus toe geloop. Maar, toe hy daai groot golf sien, toe begin hy sink. Hoekom? En toe gryp Jesus hom in die hand, toe vra hy vir jou klein gelowige, moet jy ophou glo. Want jy sien, net so kan jy nou daai situasie vat, né? En in die lewe sit, in jou eie lewe. Ons vertrou Jesus, ons stap saam met hom. Nou sien jy daai groot golf, jy sien moeilikheid, die storm. Nou kyk jy vas in daai storm en jy haal jou oë van Jesus af. En daar kom die storm en hy oorval jou. Maar weet jy kan weer na Jesus toe kyk en Jesus sal jou hy sal jou deur die storm bring, uit die storm uit. Ek sien dit so ook, maar dit is 'n ware verhaal wat daar gebeur het met Petrus. So Petrus en Jesus is enigste twee wat op water geloop het. Ja, dis nogal amazing, né? Ja, ek weet of ek die geloof sou gehad het om dit ook gedoen het. As Jesus vir jou sê, hoekom nie? Jy moet mos nou geloof as Jesus vir jou sê doen, dan moet jy dit mos doen. Ja, dit is waar, né? Chris, weet jy wat beteken die woord manifesteer? Aldien, dis 'n baie goeie vraag. Die woord manifesteer beteken om iets sigbaars of duidelik te maak. Dit verwys na iets wat voorheen onsigbaar of verborge was, maar nou 'n werklikheid word en sigbaar raak in ons lewens. Wanneer ons sê dat geloof manifesteer, bedoel ons dat geloof nie net 'n innerlike oortuiging is nie, maar dat dit sigbaar is en dit bring resultate. Jy sien, dit beteken dat jy nie net sê jy glo nie, maar dat jy lewe en omstandighede begin wys dat jy glo. Byvoorbeeld as iemand sê hy vertrou God vir voorsiening, maar hy leef steeds in angs en bekommernis en dan natuurlik daai naalskou soos ek altyd sê. Jy sien, dan is sy geloof nog nie ten volle gemanifesteer nie. Maar as daardie persoon ondanks uitdagings vrede ervaar, aanhou bid en geleenthede begin sien waar God voorsien, dan begin sy geloof manifesteer. Dan begin dit groter word. Jy sien, die geloof word sigbaar in sy vrede, sy vertroue en uiteindelik in hoe God se voorsiening werklik word. Is daar voorbeelde in die Bybel wat van geloof wat manifesteer? Ja, Abraham se geloof. En God het vir Abraham gesê hy gaan 'n groot nageslag hê. Maar hy het vir Sara was al oud en kinderloos. Hy moes vir jare glo sonder om enige teken te sien. Maar op God se tyd het sy belofte gemanifesteer toe Isak gebore is. Ek het gelees dat Abraham was 75 toe God vir hom gesê het dat hy vir hom 'n groot nageslag gaan gee. En hy is 100 te kry kind. Ja. Jy sien, 25 jaar. ja, maar Abraham bly glo. Jy sien die vrou met bloedvloeiing in Markus 5. Ons lees wat al 12 jaar aan bloedvloeiing gesuffer het, gelei het. Sy het aan haar hart geglo as sy net aan Jesus se kleed kon geraak het, dan sal sy genees geword het. En toe wat gebeur? Toe sy dit doen, het haar geloof gemanifesteer en sy het onmiddellik genesing ontvang. En ek het ons nou vir jou gesê van Petrus wat op die water geloop het. So, hoe manifesteer geloof in jou lewe? Weereens, wanneer jy bid en op God vertrou. Weet jy moet ook nie bid en dan weer nog steeds op jou eie probeer jou kop gaan stamp nie. Wag vir God. Jy moet wag en kyk hoe sy hand in jou omstandighede werk. En as jy in 'n moeilike situasie beleef, probeer kalm bly en vol vrede, omdat jy weet God is in beheer. Dan manifesteer jou geloof. Jou gesigsuitdrukking, alles, jou hele leefwyse sal verander. Jy sien, wanneer jy deurbraak beleef in 'n tyd van volharding in gebed, is dit 'n manifestasie van God se werk in jou lewe. En as jy gehoorsaam is aan God se woord en begin sien hoe sy beloftes waar word, is dit geloof wat manifesteer. Terwyl jy sien,
om te sê dat geloof manifesteer beteken eenvoudig dat jou geloof sigbare resultate bring. Dit verander jou denke, jou optrede en uiteindelik ook jou omstandighede. Jy loop nie meer bedroef rond, jy is nie meer gestres nie. You love life, you live life. Dit is hoe dit begin manifesteer. Jy begin regtig ervaar hoe God se krag werklik werk in jou lewe en jy besef God se krag in jou lewe. Ja, dis waar, né? Chris, ek hoor jy speel elke keer as jy voor jy begin met jou diens, daai liedjie. Ek dink sy naam is Yahweh will manifest himself. Dit speel jy in die begin voor jy begin preek. Wat beteken daardie liedjie? Hoekom speel jy dit elke keer? Want dit is lekker om na hom te luister, Eldie. Dit is opbouend. Ja, dit is 'n mooi liedjie. Dit is asof Here Jesus hier reg langs jou kom staan. Net 'n diep geestelike liedjie daai, dit praat met elke greintjie van jou, binne in jou. Jy sien, ek weet nie hoe dit reg vir jou te verduidelik as jy dit nie self beleef nie, ja. Dis soos ek nou gesê, dit is asof die Here hier is. Hy's hier. Jy sien hom net nie, maar hy's hier. Jy weet hy's hier, jy kan hom voel. Dit beteken dat God nie net ver en onbereikbaar is nie. Jy het hom ingenooi in hierdie vertrekking. Maar dat hy aktief werk in ons omstandighede. Jy sien, jy kan sy teenwoordigheid voel, en sy beloftes waar maak. Jy sien, wanneer jy sê, Yahweh will manifest himself, dit beteken dat God homself bekend maak op 'n manier wat ons kan sien, ervaar en beleef. Jy sien, dit kan ook verskeie maniere gebeur. Veral wanneer 'n ou bid, kan jy uiteindelik hoor wat sê God, want God praat met jou hart. En onthou, God se liefdesbrief, wanneer jy begin om sy Bybel te lees, sy woord, en jy voel dit in jou hart en in jou gees, ons hoe God homself aan jou openbaar. En onder ons lewens en omstandighede, God manifesteer homself deur voorsiening, genesing, leiding, wonderwerke, liefde, vrede. En ja, al daai saad wat die Heilige Gees vir ons gee. Wat ek dink is in Galasiërs 5 het ek ons laas gesê, né? Ja. En soms wanneer daar uitdaging jou in die gesig staar en jy weet nie hoe deur, waarom, boom, onderdeur of waar nie. Jy weet nie waar gaan jy antwoord kry nie. Maar weet jy, dit is as jy net so stil word, want God gaan homself manifesteer nou in hierso. Hy is mos nou hier. En hy weet jy daai antwoord nodig. Hy weet jy daai leiding nodig, daai pad nodig. Jy vra hom, Here, wys my. Weet jy, Elbien het jy al 'n hoendervleis gevoel gekry. Wow, I got the answer. Ek het die antwoord. Dis God. Dis wat daar gebeur. Maar jy sien, baie keer beteken manifestasie nie noodwendig iets sigbaar of dramaties nie, né? Maar eerder 'n diep oortuiging in jou hart dat God teenwoordig is en sy belofte waar is. Hy is hier teenwoordig. Sy presence kan jy voel. Dis daai hoendervleis gevoel. Jy sien, dit is 'n lied van geloof en verwagting. Wanneer ons dit sing, bevestig ons dat hy hier is, alomteenwoordig. Soos in 2 Korintiërs 5:7 sê, ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. So jy moet glo God is hier, jy moet dit glo, jy moet dit voel. Jy sal regtig nog daai gevoel kry en dit is regtig, mense kan dit nie vir iemand anders beskryf nie. Jy moet self kom ervaar. Jy sien, dit is hoekom ek dit elke week speel. Dit herinner my daaraan dat God getrou is en dat hy sy woord sal vervul. En hy sal by ons wees, soos hy altyd beloof. Dis regtig, dis amazing. Ek gaan regtig Sondag as ek by jou kerk. Ek wil net op daai gevoel hê. Ek wil op daai hoendervleis hê dat ek weet dis God wat met my praat en vir my in my hart vir my wys dat hy daar is. Jy is reg, jy weet mos waar dit nou al is. 90 Amsterdam Hoek Drive. Bly wat verby. Dis daai. Ja. En daai YouTube van jou kanaal van jou, né, JCR Administration.
Ja, Eldien, dis hy reg. Right. Chris, by the way, het jy gehoor die Pope is dood? Ja, Eldien, dis al oulies. Ja, maar ek het dit eers gister gehoor. Ja, nee, ek het gehoor. Ja, ek moet vir eintlik iets gevra het. Ja, Dink jy die Pope gaan hemel toe gaan? Eldien. Daai is 'n moeilike vraag om te antwoord. Wie weet wat gaan die laaste oomblikke van jou lewe, wat gebeur tussen jou en God? So net jy sal weet. Wat tussen jou en Vader gebeur. Ek kan nie vir jou sê regtig ja of nee nie. Maar ek kan wel my opinie lig aangaande daai wat ek van hom gehoor het op die TV en dit. Ek meen ons woord, ons Bybel en God se liefdesbrief leer ons dat daar is net een weg hemel toe. En dit is deur Jesus Christus. Daar is geen ander weg nie. En ongelukkig het hy dit gaan leer aan die wêreld dat daar is meer as een weg hemel toe. En Vader aanvaar dit almal en alles. En Wat dit bedoel jy alles en almal? Jessie, al die gelowe, hy aanvaar al die gelowe. Hy die paus reken of het gereken altans dat al die gelowe lei na God. En dit is nie waar nie. Maar party van hulle aanbid dan afgode. Presies. En jy sien, dis hoekom ek nie weet wat dit in sy laaste minute gebeur tussen hom en Vader of hy vergifnis gevra het nie. Maar as dit is waarop hy sy lewe gebou het en geglo het, jong, dan weet ek nie. Ek wil eintlik nie 'n antwoord gee nie, maar kom ek stel dit vir jou so, jy kan jouself antwoord. As die Bybel vir jou sê daar is net een weg, een waarheid na die Here toe. Daar is net een weg en dit is deur die Jesus Christus. En iemand kom leer jou ander wyse. Wat gaan jy maak? Jy kan jou eie besluit maak. Ja. So hy het van die waarheid afgedwaal. So hy was basies eintlik maar soos 'n valse profeet. Vals leraar, ja, jy maar. Maar ja, soos ek sê, ek gaan my nie daaroor uitlaat nie, maar dit is maar my gevoel. Ja. En jy weet mos daar is net een weg, een waarheid. Ja, Is altyd een manier hoe jy gered kan word. sê net gou vir my hoe. Dit is deur Jesus Christus aan te neem as jou verlosser, saligmaker, jou sondes te bely en hom in jou hart in te neem as jou koning. The only way to God is through Jesus. So as ek nie in Jesus glo nie, dan kan ek eintlik nie hemel toe gaan nie. Korrek. Daar is dit een weg. Hoekom anders het Jesus vir jou kom sterwe, alles opgeoffer om aan iets anders te gaan, om aan 'n Boeddha te gaan glo? Regtig? Boeddha kan nie eens praat nie. Regtig. O, ek het nie eintlik geweet nie, was hy nie 'n regte God gewees nie? Sê dan vir daai besemstok om te loop. Hoekom? Want dan is soos jy glo mos in 'n Boeddha. Boeddha, hy kan mos nou rond beweeg. Hoekom moet mens Boeddha rondskuif en afstof en hom 'n bietjie son kyk daai kant toe of die kant toe? Hoekom hom glo? Hoe gaan hy jou in die hemel bring? Hy's dan 'n stuk hout of 'n stuk steen. Nou ja, ek het nooit so daaraan gedink nie. My Jesus lewe. Hy het opgestaan, kruis is leeg, graf is leeg. My sondes is voorbetaal. That is my ticket to heaven. Dis pragtige woorde. Daar sê. Chris, ek die werk gaan nou begin, maar ek is so dankbaar dat ek vanoggend vroeg ingekom het en jou gesien het en alles. Dankie vir hierdie pragtige gesprek oor die mosterdsaadjie. Ek gaan 'n bietjie lees oor dit en dan gaan ek jou volgende keer weer 'n bietjie kom vra as jy nie omgee nie. Ja, nee, net so wil. Want ek was nou nie eintlik voorberei gewees vir hierdie gesprekkie. Ja, jy moet tog jou kostuum seker gaan uitpak. Weet jy? Jong, jy's mos lui. My tas is nog nie uitgepak nie. Daar sê. Okay, Eldien, ek moet ook aan die werk spring. Ja. Maar jy is voor die weg hardloop. Ons Ja. het gebid. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh Here ons God. Vader, baie dankie weer eens vir hierdie lekker kuier om die woord. Vader, dankie dat U nou weer vir ons kom vertel het hoe belangrik dit is om net 'n klein bietjie geloof te hê. Vader, werk so in ons hart en ons verstand, Here, dat ons daai klein bietjie geloof sal mee kan begin. Maar Vader, dat daai klein bietjie geloof ware geloof in U en U alleen sal wees. O heilige God, drie enige God, Vader, Seun en Heilige
Gees. Dankie dat ons aan U kan behoort. Dankie dat ons deur Jesus na U toe kan kom en dankie dat die Heilige Gees ons dit kan laat glo. Ons loof U en ons prys U. In die wonderlikste naam wat ek ken, dis Yeshua Mashiach. Ek dank U daarvoor, my God. Amen. Amen. Vriende, ek hoop julle het net so lekker gekuier soos ons en ook geleer soos ons geleer het. Mag julle 'n geseënde week hê wat voorlê met Jesus Christus se genade en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees. Shalom. So vriende, kom sluit gerus aan by ons YouTube kanaal by JCR Ministration op YouTube. Dan kan julle na al hierdie episodes luister of na al die preke, alles in ons YouTube shorts wat net kort kragtige boodskapies is. En dis regtig bemoedigend. So ek moedig julle aan te sluit dat ons die kanale kan groei, dat die woord van God ook kan uitgaan. En dan is daar mense wat gevra het of dit verniet is. Ja, dit is verniet. Die woord van God word verniet versprei. So kom sluit gerus aan en kom groei saam in ons gemeenskap. En as julle nog enige verdere bemoediging nodig het, kan julle vir pastoor Chris Boysen skakel hier in Port Elizabeth by 083 232 2442 of julle kan ons Sondagdiens bywoon by 90 Amsterdam Hoek Rylaan Bouwater Baai Port Elizabeth. So as jy in PE is, kom maak 'n draai. Die kerkdienste is altyd pragtig. En dit begin 9 uur elke Sondag. Geniet julle 'n week en shalom.